Ek het in 2007 het ek 'n rugoperasie en 'n nekoperasie op eendag ondergaan op die 13de November 2007. Op die stadium wat ek besluit het om te gaan vir my rugoperasie, het ek al 12 jaar met my rug gesukkel. En ek het regtig lank besluit die laaste ding wat jy wil doen is 'n rugoperasie. Die laaste ding wat jy wil doen is dat jy onder die mes gaan. Ek en my vrou het bereken dat ons oor R100,000 spandeer het aan alternatiewe metodes om my rug reg te kry. Chiropraktisyns, fisio's, van daar af natuurlik 'n MR gekry, MR laat doen en gesien dat ek diskusdegenerasie het in my laarrug tussen L4, L5 en L5S1. Soveel so toe laat ons nou met die operasie doen. Wat my nek aan betref, ek was besig met rehab in die gym en ek het op die pec gaan sit en ding was nooit ingehaak nie en toe val hy halwe meter met my en toe gaan my diskusse in my nek en kon glad nie meer slaap met al twee nie. Tydens die operasie, wat hulle doen is hulle in jou nek opereer, hulle sny van voor af. En wat hulle doen is, hulle dan nou sekere gereedskap waarmee hulle dan jou slukpyp en jou stembande eenkant toe vat. En as gevolg van die lengte, die tydperk, die algemene praktisyn dokter gebruik dan nou die gereedskap om dan nou die stembande eenkant te hou terwyl die chirurg dan nou aan jou nek werk. En my regter stemband se senuwee het geïrriteerd geraak. Toe ek wakker word, toe het ek nie 'n stem nie. So het ek die hele Desember deurgegaan sonder 'n stem. In Januarie, om die waarheid te sê, die 16de Januarie gaan ek toe na 'n neus, oor en keel spesialist toe en toe gaan ons weer in teater in. Wat hy toe dan sou gedoen het, is jy het 2 stembande. En wat gebeur as jy praat, is die 2 stembande vibreer teen mekaar. En hulle vibreer so vinnig teen mekaar dat geen lug kan ook ontsnap deur jou mond nie. En wat toe gebeur met my stemband, is dat die regterkant se stemband lê, het geen reaksie nie, en die linkerkant se stemband vibreer. Die gevolg is, hierso is 'n opening, waardeur die lug dan ontsnap, en jy het net 1 stemband. Dit gedoen, en dit was nie 'n sukses nie. Daardie aand, toe is dit nog erger. Toe kon ek glad nie praat nie. En mense is geneig om mense te oordeel wat dink aan selfmoord. Maar ek wil vir jou sê dat depressie kom in 'n oogwink. Jy kan die gelukkigste mens wees. Ek het al die geld gehad. Daar was geen finansiële probleme nie, maar as jy nie gesondheid het nie, dan vat depressie jou in 'n oogwink en hy draai vir jou om. En dan op daai stadium maak niks meer vir jou sin nie. En ek het die aand na die operasie of na die vet inspuit het ek voor my bed op die mat gaan lê en ek bid tot die Here en die ligte is af en ek bid tot die Here en ek sê vir die Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan net nie meer so aangaan nie. En ek sê vir die Here, as ek nie binne die volgende dag 'n antwoord het oor my gesondheid nie, dan gaan ek ry. En wat ek daarmee bedoel is dat ek het my pistool in my kluis, ek sal ry. Ek kan nie so aangaan nie. En ek bid vir die Here en ek sê, Here, maar as U net kan verbykom en ek net aan U mantel kan raak. As ek net aan U mantel kan raak, dan weet ek sal gesond word. En ek gaan slaap daai nag. Volgende oggend wakker geword en die volgende aand gaan sit ek op die bed en ek besluit, dis nou sulke tyd. Nou wil ek 'n antwoord hê. En ek maak my Bybel oop. Ek was nie iemand wat regtig my Bybel baie gelees het nie, en ek besluit ek gaan net my Bybel oopmaak. En ek gaan begin lees. En voor ek begin lees, sit ek my Bybel op die bedkassie neer en ek klim in die bed en ek trek die duvet oor en ek vat die Bybel en ek begin lees by Lukas 8 vers 46. Die opskrif is die dogtertjie van Jairus, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het.
Nou hier sal onthou, ek het gepraat van 12 jaar, van 1996 af, begin 96 tot einde 2007 is 12 jaar. En ek begin lees 8 vers 43. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvleueling gely het, en wat haar hele vermoë, nou julle sal onthou, ek het 100.000 rand spandeer aan alternatiewe metodes. En wat haar hele vermoë aan geneesere uitgegee het, met ander woorde, sy het 'n klomp geld spandeer, en deur niemand gesond gemaak kon word nie. Ek was van dokter tot dokter, van spesialis tot spesialis, van ortopeed tot by neurochirurg. Ek kon geen antwoord kry nie. Het van agteraf gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. En Jesus sê vir Petrus, nou hulle is besig om in Jerusalem te loop. En daar's verskriklik baie mense wat hulle agtervolg het en wat met Jesus wou praat. En Jesus sê vir Petrus, wie het aan my geraak? En Petrus sê vir hom, meester, hier's baie mense vat in nie, en hy vra, wie het aan my geraak? En Jesus antwoord vir Petrus, hy sê, iemand het aan my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer, en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hier is die kruks van my getuienis. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou, 3 jaar later, gaan ek toe na dokter Callahan toe, 'n neus-oor en keel spesialis wat baie bekend is in Pretoria. En dit was omtrent Maart maand gewees, na die Januarie, nadat ek die depressie gekry het. En in Maart maand, my vrou wou gehad het, ek moet dadelik die operasie doen. Wat hy dan doen is, onder lokale verdowing, op die vlak waar jou stembande is, maak hy dan 'n snytjie, en hy gebruik jou eie kraakbeen en cortex. En hy sê toe nie, hy kan nie die operasie dadelik doen nie, want hy gaan vir 'n week oor see, Amerika toe, en hy kan dit oor 'n week doen. My vrou skakel toe en sê toe, my man is volgende week op pad, Mighty Men toe, kan ons dit 'n bietjie uitstel? Ons sê toe, dis reg, ons kan dit uitstel na die einde van die maand toe. Op pad Mighty Men toe, stuur ek vir my vrou 'n SMS, dis op pad Mighty Men toe, om te sê dat ek gaan nie die operasie doen nie, ek gaan vertrou, ek gaan in geloof lewe. Op daai stadium kon ek nog steeds nie praat nie, en dit is my sleg, want ek hanteer die bemarking in my besigheid, so ek kon nie myself handhaaf nie. Natuurlik, toe ek terugkom van Mighty Men af, toe is ek nog sterker, toe is ek nog meer oorgehaal om in die geloof te lewe, en te wag vir die Here. Toe ons terugkom van Mighty Men af, toe moes ek seker binne 2 of 3 dae toe nou gaan vir die operasie. Ek skakel toe die praktyk waar Dr. Callahan is, en sê vir die dame, sy moet vir Dr. Callahan sê dat ek gaan nie die operasie doen nie. Ek gaan vertrou op die Here. En nou 3 jaar later het my stem nie volkome herstel nie, maar dit word elke maand beter. Ek moet sê, van waar ek glad nie kon praat nie, en moes stil bly in geselskappe, kan ek ten minste myself nou handhaaf.